Goeiemôre. In Rome, in die Sistynse kapel, is daar 'n aangrypende kunswerk van Michelangelo. Hy het God en Adam geskets en in die middel van hierdie kunswerk is daar twee hande wat uitreik na mekaar. God se hand en Adam wat terugreik. Maar tussen die twee vingers is daar 'n spasie. En dis seker een van die aangrypendste kunswerke rondom ons ervaring van God se nabyheid. Ons het hierdie hinkering om God te voel en te ervaar, sy nabyheid te beleef, sy aanraking te ervaar. En tog voel dit dat daar 'n spasie is en soms raak hierdie spasie al verder en verwyder van mekaar. En dan bevraagteken ons eie geloof. Is daar fout met my? Is my geloof nie sterk genoeg? Het ek iets verkeerd gedoen? Dawid bely in Psalm 16, ek het die Here altyd by my. Asaf in Psalm 73 sluit daarby aan en hy sê, dit is my goed om naby die Here te wees. Wanneer Dawid hierdie Psalm skryf, is dit 'n geloofsbelydenis. Dit is nie gebou op emosies en ervarings nie, maar dit is hierdie vaste vertroue dat God altyd by my is. En geloof is juis dit. Dit is 'n sekere kennis. As God ver voel, lees jou Bybel, vermeerder kennis en vertrou wat jy lees. Glo wat jy lees. Jy kan dit weet. En dan lees ons Jesus se mooi woorde aan sy disippels, sy afskeidsrede in Johannes 14. En dan is hulle bang en onseker en hulle weet nie wat die toekoms inhou en gaan Jesus nou weg van hulle wees. Dan sê hy, ek vra my Vader om vir julle voorspraak, die Parakletos te stuur, die Heilige Gees wat langs jou kom staan, jou helper, wat jou lei en wat vir jou voorspraak bied. En dan gaan hy verder en hy sê, ek sal julle nie soos orfanos, orphans, weeskinders wat geen identiteit het, wat geen beskerming, wat geen middel het, ek sal julle nie soos weeskinders agterlaat nie. Ek en jy kan dit glo. Lees die woord, vermeerder jou kennis en ervaar dat God naby jou is. As jy in die donker toring struikel, is daar 'n tou wat hang. Hy is naby jou in die water van die doop, die brood en die wyn. Hy is naby jou in die vergifnis van jou sonde. Hy is naby jou in die vriende wat hy vir jou gee. Hy is naby jou in die Parakletos. Hy staan langs jou. Hy is jou voorspraak. Hy lei jou, hy troos jou, hy bemoedig jou. Dit kan jy glo, jy kan dit vertrou en jy kan dit weet.